Professor Emerentia Du Plessis. Professor Emerentia Du Plessis van die Skool van Verpleegkunde aan die Noordwes Universiteit lig op deernisvolle teenwoordigheid. Hallo Willem en hallo aan elkeen wat luister. Ek wil gesels oor die idee van harmonie. En ek wil sommer begin deur te sê dat ek baie lief is vir enige koormusiek of sinfonieorkeste. Ek luister so graag na 'n groep wat saam musiek maak. Elkeen bring hulle eie unieke klank of eie unieke talent en saam maak hulle die mooiste musiek. Dit lig sommer my gemoed as ek na 'n mooi koor of 'n orkes luister. En ek hou veral van jong stemme soos 'n universiteitskoor en ek verluister my en verkyk my ook baie keer aan die mooi jong mense en elkeen van hulle is so uniek en hulle werk so hard daaraan om die harmonie so suiwer as moontlik te kry en saam maak hulle die mooiste musiek. Koormusiek is regtig iets uitsonderlik en dit is so mooi hoe die note en die klanke saamsmelt, want dit skep iets nuuts. Dit bring 'n nuwe skepping as elkeen hulle eie stem bring en al die klanke so mooi verweef. En daar's 'n wonderlike geheim daar binne hierdie koormusiek en binne die harmonie. Dit het die vermoë om ons stemming te verander. Dit gee vir ons 'n gevoel van ons kan op vlerke sweef en ons beleef 'n vryheid en 'n mooiheid. En dit lig ons om sommer weer nuut te kyk na die lewe. So ek geniet dit so baie. En die kleur en die atmosfeer en die klanke wat dit bring is so mooi en lekker om na te luister. En hierdie harmonie gebeur wanneer verskillende klanke saam versmelt word. Soos as mense op 'n klavier of 'n gitaar verskillende note speel en dit 'n akkoord vorm, dan kom daar harmonie na vore. En dit is ook wat kore en orkeste reg kry om met verskillende stemme of verskillende instrumente dan saam harmonie te skep. En dit is regtig baie kragtig hoe hierdie harmonie 'n atmosfeer kan skep. En daar lê baie krag in harmonie. En veral kore is dan die uiterste uitdrukking van harmonie in stemme. En dit raak ons baie diep. En verskillende stemme bring elkeen hulle eie unieke klank en talent. En hierdie klanke kom saam en vorm 'n pragtige simfonie van stemme en bring vir ons 'n ryk ervaring. En elke liewe stem in daardie koor of orkes is belangrik. Sonder daardie stem of klank sou dit net nie dieselfde gewees het nie. Ek lees ook op die internet 'n artikel wat sê dat mense wat gewillig is om saam in harmonie te sing of saam in 'n orkes in harmonie te speel, is gewoonlik heel gawe mense. En die skrywer van hierdie artikel het gewonder hoekom dit so is. En tot 'n gevolgtrekking gekom dat hierdie groep iets nuuts saam skep. En hulle is bereid om hulle individuele talent in diens te stel van die groep, om saam 'n groter klank te maak. So hulle behou hulle unieke individualiteit, maar hulle bring ook iets kosbaar na die groep en saam skep die groep iets nuuts. En hierdie harmonie het dan vir ons natuurlik in elke dag se lewe 'n baie kosbare boodskap om na te dink oor hoe as ons as mense in elke dag se lewe, as ons meer in harmonie saamleef, watter kragtige uitwerking dit het. En ek lees verder op die internet dat ons harmonie nodig het binne onsself, so innerlike harmonie met onsself, maar ook in 'n groep, in ons samelewing. Want
hierdie harmonie help ons om iets nuut te skep. Wanneer ons in lyn voel met onsself, is ons meer produktief, ons het meer energie, maar ook as ons in 'n groep lekker saamwerk, dan kan ons iets nuuts skep. Ons kan 'n goeie diens saamlewer, ons kan 'n nuwe produk vervaardig en dit bring vir ons 'n vervulling. Dit laat ons voel ons bereik 'n doel en ons het saam as 'n span iets bereik. En dit maak ons gelukkig, dit bring vir ons vreugde en dit help ook vir die oorlewing van die groep of die samelewing dan, as ons saamwerk aan om 'n doel te bereik. En dit verenig mense, ten spyte van die verskille wat daar is. Met ander woorde, harmonie vra nie van ons om almal presies dieselfde te wees nie. Ons kan mekaar se verskille raak sien en vier. Waardering hê daarvoor en elkeen se uniekheid bring dan saam 'n mooi nuwe prentjie, soos die verskillende stukkies van 'n legkaart. So elkeen se bydrae is belangrik. Die waarde van harmonie is dan ook verder dat dit vyandigheid voorkom en hierdie vyandigheid bring verdeeldheid. Met ander woorde, as ons mekaar waardeer en elkeen se bydrae waardeer en bereid is om saam te werk, verminder dit 'n gevoel van vyandigheid. Dit verminder daardie negatiewe energie in die atmosfeer. En ons kan saamleef in 'n groep en doelwitte bereik. En daar is 'n gevoel van wederwysige samesyn. Ons voel sommer lekker in die groep en waardeer mekaar. En die Bybel leer ons ook in Romeine 12 vers 16 byvoorbeeld, dat ons altyd in harmonie moet saamleef met mekaar en saamwerk en in vrede met mekaar moet saamleef. Dit is nie altyd moontlik nie, so wat vra dit van ons en hoe kry ons dit reg? Ek dink die eerste deel daarvan is om te luister na mekaar. Soos ons altyd in teenwoordigheid sê, dat dit 'n belangrike deel is van teenwoordigheid, dat ons net binne onsself stil raak en regtig sit en luister na die ander persoon en hoor wat hulle sê. So dis die eerste stap om hierdie harmonie te bereik. Die tweede een is om aan te voel waarheen is hierdie ander persoon op pad of wat is vir hulle belangrik, soos wat 'n goeie musikant aanvoel waarheen die harmonie lei of hoe hulle stem moet buig om by die harmonie uit te kom of die instrument speel om daardie liedjie mooi te kan maak. So kan ons ook aanvoel of vra vir die ander persoon wat vir hulle belangrik is en in die groep saam besluit wat is vir ons belangrik en watter doel wil ons graag bereik of sommer net mekaar se samesyn waardeer en ervaar en geniet. En dan die laaste ding is om genade te kies bo veroordeling. Dat ons ten spyte van ons elkeen se foute en tekortkominge eerder met genade oë na mekaar kyk en mekaar belangrik te ag in plaas daarvan om net onsself belangrik te ag, maar om te weet dat elkeen van ons in die groep 'n belangrike bydrae lewer. Ek hoop julle ervaar vol harmonie en dat julle ook daardie mooi musiek, mooi menswees van mekaar baie geniet en dat dit vir julle so baie beteken en dat julle ook in julleself heerlike harmonie ervaar en beleef dat daar vrede in julle harte is. En hierdie harmonie verbind ons aan 'n groter mooiheid, 'n groter krag, 'n groter teenwoordigheid en daaruit put ons ook lewe, omdat God ons skepper is en omdat hy Immanuel is by ons en so ongelooflik lief is vir ons en ook dat ons krag daaruit put. Beste wense vir elkeen, totsiens.